Shabbat Shalom en hartlike verwelkoming hier van my en Merrietjie se kant af. Shabbat Shalom van my af en dit is werklik 'n hartlike Shabbat, want ek wil vir julle sê dis lekker warm hier in Jeffreys. Ja, Ons braai uit. ja, vroeg al gevoel, nee, hierso, dit is nou een van daai dae. Ons het baie om deur te gaan vandag. Weet jy, ek sien vreeslik uit na hierdie studie. Ek kan jou dit sê, dit is werklik, dis my kos. Hierdie is nou my kos. Ons gaan bietjie met veral die manne praat, want dit gaan oor generasies, né, van generasie tot generasie. Maar meer daaroor nou, kom ons doen net eers die Psalm, die Tehillim, wat saam met hierdie parasha gaan, en dit is Tehillim 36. Hy sê, hoe kosbaar is u standvastige liefde nie, vir die musiekleier, Psalm van David, die knegt van Jahweh. In die binneste van my hart sê die oortreding aangaande die goddelose, daar is geen vrees van Jahweh voor sy oë nie, want dit vlieg hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog, hy laat nou om verstandig te wees om goed te doen. Hy bedink onreg op sy bed, hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie, wat sleg is, verfoei hy nie. O Jahweh, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke. U geregtigheid is soos die berge van Jahweh. U oordeele is 'n groot watervloed. Jahweh, u behou mense en diere. Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o Jahweh. Daarom skuil die mensekinders onder die skaapvees van u vleuels. Hulle verkoop hulle aan die vettigheid van u huis. En u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. Want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Laat die goedertierenheid voortduur vir die wat u ken, en u geregtigheid vir die opregtes van hart. Laat die voet van die trotsaard nie oor my kom nie, en laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie. Daar het die werkers van ongeregtigheid geval. Hulle is neergestoot en kan nie weer opstaan nie. So, ons parasha is Toldot, en Toldot weet ons nou al staan vir generasies, en ons gaan praat oor generasie tot generasie, en so treffende prentjie wat jy daar weet het, wat so half ons die prentjie gee, na 20 jaar se gebed, het die twee manne dan nou hulle opwagting gemaak in hierdie parasha, maar meer daaroor nou. Kom ons kyk eers hoe lyk leesgedeelte. Ja, uit die Torah uit is dit Bereshit of Genesis 25 vers 19 tot hoofstuk 28 vers 9. En dan uit die Haftarah is dit Maleagi 1 vers 1 tot hoofstuk 2 vers 7. En uit die Brit Hadashah uit is dit Matitja of Matteus 10 vers 21 tot 38. Romeine 9 vers 6 tot 16 en dan Ivrim of Hebreërs 11 vers 20 en dan ook hoofstuk 12 vers 14 tot 17. Jaar na jaar, dan herhaal ons hierdie beginsel, en ons praat baie daarvan, hy lees in die Hebreëus as volg. Ma'aseh avot siman levanim, en dit beteken dat die handelinge van die vaders, nee, dis nou Abraham, Jitsak en Jakob, die handelinge van die vaders is rigtingwysers aan die kinders. En ek wil vir jou sê, vanmorgen nadat ons deur hierdie werk gegaan het, en voorberei het om, weet ons skryf maar net alles by mekaar, en dan praat ons daaroor, en kyk ons wat staan uit, en wat wil ons beklemtoon. Is een van die dinge wat Merrietjie vir my gevra het, is, nou maar wat van die vrouens? Want ons praat baie met die manne vandag. Ek wil vir die vrouens sê, sommer by voorbaat, maak jou aantekeninge, kry jou potlood, maak hom skerp, skryf neer. Want weet jy wat, hierdie is dinge wat jy gaan, of jou seuns gaan leer, of wat jy gaan bid vir jou man, of jou toekomstige man. So, kyk na hierdie beginsels wat hier uitkom, want vir vader maak die nageslag, die toldot,
maak baie saak en ons gaan daaroor praat vandag. Ag, ons gaan amper sê, hier is nie soseer 'n onderrig nie, dit is weer 'n herkalibrasie wat ons gaan doen. Hier is nie net 'n storie oor broers nie, hoor. Dis letterlik, onthou, ek hou van die woord wat ons al daar in Shamot 25 vers 8 gebruik, né? Hierdie is die bloudruk, né, van die heiligdom wat jy vir my moet bou, Moses. Nou, hier kan ek vir jou sê, hier begin ons bou aan 'n bloudruk, aan 'n tafniet vir verbondsmanne. En dit is verbondsmanne wat gevorm gaan word, hulle gaan getoets word en hulle gaan geopenbaar word. Jou hele man wees, nee, dit is 'n verantwoordelikheid wat alreeds binne in jou is, in jou baarmoeder is dit alreeds bepaal. En elke man produseer 'n toldot, 'n volgende generasie, en het 'n rol te speel in die uitkoms daarvan. Ook in die gevolge. So wat jy gaan sien wat uit hierdie parasha uit gaan ontvou. So ek gaan jou nou al reeds sê, jy weet, ek is nie vandag hier om troostwoorde uit te spreek nie. Hier is heel wat konfrontasie, want die skrif konfronteer ons met alles, met die geboorte, met putte, met, jy sal sien, soos wat dit ontvou, is dit 'n konfrontasie. En ek wil vir jou sê, manne en vroue, waar die konfrontasie in kom ons sê vir mekaar, weet jy, ek gaan 'n nota hier maak, hierdie saak gaan ek voor jou bring, ek hoor hy praat met my, ek vertrou regtig waar, dat die woorde wat ek en Marietjie tot julle spreek is gees en lewe, dat dit uit die troonkamer uitkom, ons het hard gewerk om hierdie ding by mekaar te sit, en dat dit iets is waarop ek en jy, as die manne van hierdie groep kan bou, maar ook die vrouens, jy kan my ook inskakel. Maar ek wil vir jou vandag sê, as jy kla oor jou huidige omstandighede, jy is onseker oor jou toekoms, dan sê ek vandag vir jou, jy het 'n keuse, jy kan jou toekoms verander. Jy kan dit verander. Jy kan dit bepaal. Ja. So, kom ons hoor. Kom ons doen hom. Goed. Jy sien, die ding is, want ek roep letterlik eintlik alle manne op, wat hier nou luister, en die wat nou gaan nog later na die video kyk, en daar luister ook, nee, jy word opgeroep tot transformasie. Daar is net iets wat jy baie duidelik moet hoor, voor ons met hierdie parasha begin. Dit is nie net 'n Bybelverhaal nie, dis nie kindermateriaal nie. Hierdie waarvan ons nou praat, is die oorsprong van die man se identiteit in die Torah. Ek dink nie jy het my mooi gehoor nie. Dis die oorsprong van manlike identiteit in die Torah, soos wat Vader hom gee. Daardie bloudruk, daardie tafniet wat ek net van gepraat het. Dis wat jou wil gaan gebruik om aan my en jou te openbaar watter soort mans ons werklik is. Nie dit wat ons voorgee om te wees nie, nie hoe ons huidige kultuur ons toejuig gaan vir ons eer gee nie, maar die mans wat ons is, wanneer Vader uit die hemel uit na ons kyk en wanneer hy ons ondersoek. Sy lens wat hy op ons sit, die lens van die maatstawwe wat hy gestel het. So ek sê vir jou, laat toe dat hy dit doen. Elke man laat 'n toldot, 'n nageslag agter. Dit beteken daar is 'n resultaat van jou lewe, 'n uitkoms van jou lewe, nalatenskap, daar's 'n afkoms. Dit gaan oordra. Die vraag is eintlik nie regtig hier of jy resultate lewer nie. Die vraag is watter soort resultate jy lewer. Wat se soort nageslag, toldot, gaan jy lewe? As Vader uit die Shamayim, uit die hemel uitkyk, wat erken hy as 'n verbondsman? Dis waarna ons gaan kyk. Ek sê vir jou, ons lewe in 'n generasie wat verdrink in manlikheidsverwarring. Ek wonder of ek dit mooi kan sê, jy weet, ek het op 'n kolte gesê, ons het allerhande prinsessies wat opstaan onder die manne deesdae. En kom ons wees nou maar eerlik daaromtrent. 'n Man, en ek gaan dit net vir jou weer herhaal, maar ek sê nou vir jou, 'n man om gebore te word as 'n man, is 'n geboorte, it's a matter of birth, nee. Maar ek wil eintlik sê, to be born male is a matter of birth. To be a man is a matter of choice. Toldot gaan vir jou, hy gaan vir jou uitdaag om 'n man te wees. Nee? Niks te doen met die manlikheidsverwarring te hê nie. Niks te doen met sagte mannetjies te wees met harde opinies nie, of luidrigtige mans met swak karakter nie, of godsdienstige man sonder enige geestelike gesag nie. Nee, ons met hierdie prinsessie idee moet ons laat vaar, en ons moet onsself laat leer en skoei, deur die roog, volgens dit wat Vader wil hê
ek en jy moet wees. En moenie 'n fout maak nie. 'n Verbond is nie 'n ding wat jy sommer net outomaties erf nie. Hierdie parasha gaan jou daai ene vertel. Dit wat jy erf, dit gaan in jou getoets word. Daar's goed wat in jou gesmee word. Daar's goed wat bewys moet word. En soms het jy nodig om te moet veg om deel te hê aan daai verbond. Hierdie is parasha Toldot. Dit gaan oor die ek wil amper sê die stigting van die manne van die verbond. As ek daai term kan gebruik, né? So, nou kom ek wys vir jou hoekom dit vir jou persoonlik saak maak. Jy sien, jy gaan ook agterkom dat hierdie parasha vir my en vir jou konfronteer met 'n interne konflik. Jy kan dit sien al klaar uit die baarmoeder vertelling uit. Hy gaan vir jou konfronteer oor jou eetlus, jou aptyt, nie noodwendig kos alleen nie, né? Al daai aptyte, maar kom ons noem dit nou maar Esau, né? Esau, hy sê die brief is eintlik Esaf. Jy word getoets in Esau se metode van 'n pot lensiesop opneem. Jou gehoorsaamheid onder druk gaan getoets word en dit sal blootgelê word in Yitzhak se hongersnood waardeur hy moet gaan. Jou integriteit gaan getoets word en jy gaan sien, dit word gemeet by wat jy by daai putte gaan doen. En as jy ook sien, daar's blinde kolle, maar ek het so vermoed, ons kom hier volgende week daarby, die blinde kolle wat blootgestel is in die seën wat Yitzhak oor Jakob uitspreek en wat Esau so ernstig begeer. En dan gaan jy ook in jou verhoudings getoets word, want dit gaan die rigting wat jy gaan inslaan definieer. So jou bestemming, jou destiny, as ek praat van 'n bestemming, weet ek praat van 'n destiny, en as ek praat van 'n destiny, kom ons maak of dit 'n Afrikaanse woord is, want ons praat tog almal maar so, né? Jou bestemming, dit word gevorm deur die verbondskeuses wat jy vandag maak. Toldot is jou spieël. Dit gaan vir jou wys wie is die man wat jy werklik is, en hy gaan vir jou wys wie is die man wat jy geroep is om te word. Ek het al die ding so baie gesê op skool, het ek dit gehoor, nee, my skoolhoof het dit gesê en dit het vasgesteek by my. Wys my jou huis en ek sê vir jou wie is jy. So kom laat ons net vir die verwagting regstel. Moenie dink ons gaan kom met sagte woordjies nie. So 'n klein aansporingkie nie, jy weet, dat ek net so 'n lou warm aansporing gaan gee nie, nee. Dis nie 'n vrome storie hierdie nie. Dis ook nie sommer, weet net 'n rustige dagstukkie wat ons oor gaan praat nie. Glad nie 'n stille bepeinsing nie. Ons is besig met verbondsopleiding. Verbondsopleiding. As jy gekom het om getroos te word vandag vir gemak, dink ek gaan jy gefrustreerd wees. As jy gekom het vir die uitdaging, as jy dit raak gelees het, dan sê jy verseker weet, jy gaan getransformeer word. Jou lewe gaan verander. Hy sal verander, in gewone Afrikaans gesê. Ons is seuns van die verbonds, van die verbond, letterlik die verbond waarop alles gebou word. Daar's een verbond, alle verbonde vloei uit dit uit. Wat is die woord? Hulle sê in Engels, it expands from there. Ons is manne wat die antieke pad kies, die moeiliker pad, die pad van gehoorsaamheid. Wees ek, ons volg die pad van gehoorsaamheid. Nou Toldot roep my en jou terug, om terug te eis dit wat swakker geslagte voor ons weggegee het. So wat het hulle weggegee? Hulle het die geboortereg van ons geloof weggegee, hulle het dissipline weggegee, hulle het nalatenskap weggegee. So as ek en jy deur hierdie alia vandag stap, so jy weet, jy gaan presies sien waar jy staan, waar jy moet opstaan en waar jy tekort skiet. Ek is seker jy gaan weer hierna wil kyk, jy gaan weer hierna wil luister, want ongelukkig is dit baie inhoudelik, is dit baie. Maar ek moet dit met jou deel en ek wil jou aanraai om hierdie in diepte te bestudeer. So voor ons verder gaan, wil ek hê jy met jouself een baie gevaarlike vraagie vra. Watter soort toldot, watter soort nageslag produseer my lewe? Nie jou bedoelings nie, nie jou drome nie. Hoe lyk die resultate van dit wat jy produseer in jou nageslag? Teen die einde van hierdie onderrig sê jy presies weet wat jy moet verander en presies weet waar jy versterk moet word. So maak nou 'n besluit, ek is hier om te groei. Ek is nie om weg te kruip nie. Ek sê dit vir myself, hier in myself, né? Ek het vroeër vanmôre toe noem ek die storie van hierdie, ek dink die man is 'n breinman daar van Kimberley wat beskuldigde in 'n saak is nou, neem hy soms sy eie verdediging waar.
En so dan gee die landdroshof vir hom 'n kans om ook hierdie getuie te ondervraag. Nou sê hierdie beskuldigde vir hierdie getuie, hy sê, ek stel dit uit my uit in jou in, jy lieg. Goed, vanmôre wil ek dit uit my uit in jou instel. Maak erns met hierdie saak. Moenie wegkruip nie. Groei. Nee, laat die hemele daarvan kennis neem. Laat Vader kennis neem van jou besluit en te sê, Vader, ek sien wat staan hier in Toldot. Nee, ons maak asseblief die verandering by my. Herinner my aan die verandering wat kom. Maak van my die verbondsman wat U my geroep het om te wees. So as ons nou hierdie parasha gaan disserteer, ek sê vir jou, dis 'n verstommende leesstuk wat jou baie kan vertel wat die Torah sien as wat 'n man is. En soos ek sê, volgende week gaan ons waarskynlik die sterk kant daarvan ook moet hanteer, want daar is net dood eenvoudig soveel wat ons kan leer. Kom ons begin. Lees vir my daai gedeelte, die weet wat handel oor die baarmoedergeveg. En dit is die geskiedenis van Jitsak, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Jitsak. En Jitsak was 40 jaar oud toe hy Rivka, die dogter van Bethuel, die Arameer uit Paddan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Jitsak het Jahwe gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. En Jahwe het hom verhoor, sodat sy vrou Rivka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Is 'n belangrike vraag daar net van kennis in die woord. Gaan aan. Waarna het sy gegaan om Jahwe te raadpleeg? En Jahwe het haar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot, en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en die een volk al sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. Goed. Jy kan sien, hierdie is nie 'n vreedsame kleutertoneel nie. Ek sien soos geweld binne die baarmoeder. Hier is 'n gestoei, hier is 'n konflik. Dis 'n geveg wat begin het nog voordat een van die seuns sy oë oopgemaak het, voordat een van hulle asem gehaal het, né? Dis 'n aanloop. Esau en Jakob, hulle stoei al voor geboorte. 2 manlike identiteite binne enkele ruimte. Daar's net een ruimte. Hier gaan dit oor instink teenoor dissipline, impulsiwiteit teenoor bestemming. Daar's 'n roukrag teenoor 'n verfynde doel. Ons gaan dit sien, ons gaan dit nou ontleed. Nog voor een van hulle asem teëgeneem het, het hulle al met 'n stryd met mekaar begin. Elke man, ek en jy, ons word in so 'n stryd ingebore. Né? Daar's daai 2 manne binne jou. Daar's 'n Jakob in jou en daar's 'n Esau in jou. En as jy daai innerlike stryd gaan ignoreer, dan wil ek vir jou sê, you do so at your own peril. Moet dit nie doen nie. En of jy dit wil erken of nie, daar is 2 manne wat daar is. Hulle is al 2 daar. Die een man in jou troos, hy weet, hy wil jou net troos en hy wil net gemak en hy wil net applaus hê, maar die ander een in jou soek verbond en dissipline en gehoorsaamheid. So hierdie is nie 'n vraag van is ek in 'n geveg nie. Die vraag is watter een van daai 2 manne in jou wen. Dit is eintlik waar dit neerkom, né? Ek sê vir ons moderne kultuur is 'n ander ding. In hierdie kultuur van ons lieg mans vir hulle self. Eintlik, deur te sê dat vrede is normaal en konflik dui op mislukking. Maar die Torah vertel vir my en jou 'n ander storie. Wanneer daar konflik is, né, dan begin dit vir jou wys, hoorie, daar is soos 'n roeping. Konflik is die geboorteplek van jou roeping. Dis wat Toldot vir jou gaan vertel. So die teenwoordigheid van konflik is 'n die teenwoordigheid van konflik is 'n bewys van jou destiny, van jou bestemming. Dis nie 'n ontkenning daarvan nie. Moenie dink omdat jy nou deur 'n ding gaan dat Vader is ver weg van jou nie. O nee, hy bring daai konflik na jou toe, jy gaan dit sien. En haar dae is vervul dat sy moes verwek en kyk. Daar was 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem.
En Jitsak was 60 jaar oud by hulle geboorte en die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld. Maar Jakob was 'n vredelievende man wat in tente gewoon het. En Jitsak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rivka het Jakob liefgehad. En hierdie laaste versie gee vir jou al klaar idee is 'n probleem, né? Ja. Kom ek sê vir jou, in elke man is daar 'n Esau, die deel wat die jag wil hê, wat die opwinding wil hê, wat die onmiddellike satisfaksie wil hê, die vinnige beloning soek, die kort pad om magtig te wil voel. Esau verteenwoordig rou instink. Nee, hy is nie boos nie. Hy is nie boos nie. Hy is net verskriklik ongedissiplineerd. En weet jy wat? 'n ongedissiplineerde man sal altyd sy nalatenskap vernietig. Wat sê ek? Hy gaan sy tol dot. Sy nalatenskap gaan nie wees volgens dit wat verbond moet wees nie. Maar dan het ons natuurlik ook 'n innerlike Jakob. Daar's Jakob, die deel van jou wat leer na die gehoorsaamheid, die dissipline, die verbond, die selfbeheersing, die struktuur, die doel. Dit is die een wat voortdurend op die ewige destiny of die lotsbestemming gerig is. Maar Jakob in jou, hy moet veg vir 'n plek, hy wen nie outomaties nie, hoor. Dis 'n ware geveg, 'n ware oorlog rondom manlikheid. En ek sê vir jou, mans verloor baie eksterne gevegte, in die huwelik, in finansies, in leierskap, in reinheid, want iewerste langs die pad innerlik het hulle daai stryd verloor. Die Torah skree dit omtrent letterlik vir ons uit. Hanteer hierdie innerlike oorlog voordat dit 'n uiterlike ramp word. So as ek 'n profetiese uitdaging na jou toe moet rig, dan gaan ek vir jou sê, 1, moenie vir jouself lieg nie. 2, jy sukkel nie omdat jy swak is nie. 3, jy sukkel omdat Jahua jou vorm. Hierdie klink mos nou vir baie mense nie reg nie. Ek sê vir jou, jy sukkel omdat Jahua jou vorm. Hy laat toe dat jou innerlike konflik openbaar wie jy kies om te word. In ander woorde, jy kry hierdie konflik, dit kom na vore en jy kies. Hy laat toe dat jy kies. So eintlik as 'n mens na mans kyk, en dit is nie hoe ons as vrouens dit beoordeel nie, maar partykeer skree dit so hard dat jy na mans kyk en dan dink jy, ja, maar ek wens net ek kon in hierdie man se lewe ingespreek het en net vir hom rigting aangewys het, want hy stuur op 'n ramp af. Op 'n ramp af, maar net as jy gaan kyk na die laaste deel van die vers wat jy dan nou gelees het, dan kan jy sien, een het 'n daddy issue en die ander een het 'n mommy issue. Presies. Verstaan, en dis hierdie tipe van goed wat ons nou weet uitmekaar uittrek en sê, kom ons kyk daarna, want elke keer as jy gehoorsaamheid bo impulsiwiteit kies, met ander woorde Jakob bo Esau kies, dan staan daar Jakob hy staan in jou op. Maar as jy jou aptyte, jou lensies op natuur, nee, as jy dit kies bo die verbond, dan staan die Esau in jou op. So jy kan sien, daar's die hele tyd hierdie twee binne in jou wat stoei om om die plek te kry in jou lewe. En dit gaan alles oor keuses. Gaan absoluut, alles oor keuses. Jy kies. Jy kies om Jahua te volg. Jy kies om die verbond te volg. Jy kies om nie Esau te wees nie, maar om jou Esau natuur neer te lê, te kruisig. Ja, presies en net so. om Jakob op te neem. Jy Dis 'n keuse. Dis heeltemal. Maar kan jy sien wat sê hierdie parasha eintlik vir jou? Jy sien so al klaar die evangelie boodskap so wat ons uit die Brit Parasha uit wil kry, sien jy al klaar wat hier is. Jy gaan 'n keuse maak. Bereshit 25:22 en die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar, maar eintlik wat ons hier wil uitwys is, daarna het sy gegaan om Jahua te raadpleeg. Die vraag wat ek myself gevra het is, maar hoekom het sy gegaan om Jahua te raadpleeg? Waarom het Rivka gegaan? Jitsak sien ons, hy het gaan bid en hy het gesê, raak my bid, maak my vrou se moederskoot oop, laat daar kindertjies wees, eet ons 'n nageslag beloof ensovoorts. Maar nou het hierdie vrou sy hierdie gestoei hier binne haar en sy het in die 20 jaar wat sy en Jakob getroud is,
het sy die Torah geleer. Met ander woorde, sy het by 'n man geleer. En sy het geleer hoe om Jahoua te gaan raadpleeg. En wat het sy gesê? Sy het hierdie oorlog binne in haar gevoel en sy het vir Jahoua gevra, as dit so is, hoekom is ek so? En baie van ons vra daai selfde vraag. En ons doen dit maar net stilweg, jy weet. Ons hou maar baie van hierdie goedjies intern, ons het maar 'n innerlike stryd, jy weet, ons wil nie vir ander mense sê nie, want dit gaan vir hulle laat voel, daar's foutjie met my, né? Is dit nie die waarheid nie? Maar die waarheid is, die stryd binne in jou is 'n bewys van jou roeping. Het gaan of 'n Esau wees, of 'n Jakob. As hulle seuns is, jong seuns, hulle voel nie daai innerlike oorlog nie, maar ek kan vir jou sê, volwasse mans voel dit. Hulle voel dit. So, hier sien ons al die aanloop. Esau en Jakob, hulle stoei al voor geboorte. En ek kan vir jou sê, as jy hierdie innerlike oorlog ignoreer, dan wen Esau by verstek. En hy het ons vanmôre daaroor gepraat om te sê, by default, hoe baie sien ons dit nie, dat wanneer mense nie 'n situasie kan hanteer nie. Ag, kom ons vat net van nou die dag Hagar, né? Mense nou dink, sy het nou geboorte gegee aan Ishmael, en nou word sy weggestuur, en wat doen sy? Default weer terug, na die gode van haar vaderhuis. So, baie mense doen dieselfde ding. Ons neig, as ons in 'n konfliksituasie kom, om Esau natuur te gaan opsoek, en nie 'n verbondsnatuur nie. Maar as jy hierdie hele ding in die gesig staar, dan weet jy, Jakob is die een wat eintlik sterker na vore kom. So, jou eerste ding wat ek wil hê jy vir jou pen moet uithaal, en vir jouself 'n taak neerskryf, wat jy hierdie week moet doen. En ek sê vir jou regtig, waar is eintlik ononderhandelbaar as jy wil groei. Identifiseer een area, waar die Esau in jou, die Jakob in jou oorheers. Wil jy ek vir jou 'n paar voorbeelde gee van wat dit kan wees? Byvoorbeeld in jou eetlus, in jou woede, jou welis, jou luiheid, wat van trots, ego, jou impulsiwiteit, die troos wat jy soek, noem dit wat 'n Esau in jou lewe is. Noem dit, weier om daarmee vir jou vrede te maak, né? Ek sê weer vir jou, moed nie, skryf dit neer, jy gaan dit voor jou bring, want ek weet dat mans wat die innerlike oorlog wen, word mans wat die verbond kan dra. Maar mans wat daai ding ignoreer, die Esau in hulle ignoreer, hulle word net 'n voetnodig. Maar die tendens vandag is in die Torah gemeenskap, is om jou naam te verander, na 'n Hebreëse naam toe. Mense, 'n naamsverandering gaan dit nie vir jou doen nie. Dis keuses wat jy moet maak. Dit is 'n tromp op besluit om die natuur in jou te verander. Presies. En as jy nie bereid is om dit te doen nie, is jy besig met godsdienstige speletjies. Nee, dit is so. Ongelukkig het ons nodig om dit reguit vir mekaar te sê, né? So, weer eens, ek sê nou vir jou, jy moet kyk watter een van daai twee manne wen die innerlike oorlog. Want jy moet die keuse maak, ek wil 'n man van die verbond wees, ek wil hierdie verbond dra, ek wil 'n toldot hê, ek wil 'n nageslag hê, ek wil hierdie vat, ek wil dit oordra na die volgende geslag. Goed, so, van interne konflik na geestelike verantwoordelikheid, né? Rivka het gaan navraag doen by jou. Dis hoekom ons daai ene uitgelig het. Sy het gaan navraag doen. Maar nou vra ek maar, waar was Jitsak gewees in hierdie hele proses? En ek het begin kyk nou, maar waar is die mans wat na jou vra, wat hom gaan raadpleeg? Jy sien, hier moet ek en jy weet, ons het 'n neiging, ek en jy, manne, ons het nodig om op te hou om weg te kruip. Ons moet gaan doen wat Rivka gedoen het. Want jy sien, sy het hierdie gewelddadige stryd binne in haar baarmoeder, sy het gevoel, en wat het sy gedoen? Haar eerste reaksie is, soos 'n verbondsvrou, sy raak nie paniekerig nie, sy kla nie, sy verdoof haarself nie met allerlei afleiding of ontkenning nie, sy gaan nie op binge eating en flieks en wie weet wat nie, sy gaan, en sy gaan doen navraag by jou. En hier is 'n ongemaklike waarheid. Baie mans vandag weier om te doen wat Rivka doen. Hulle weier. Hulle bly liewer se verward as om duidelikheid te gaan soek. Hulle verkies eerder om in pyn te bly as om na die waarheid te vra. Hulle verkies om vasgevang te bly eerder
as om toe te gee dat hulle rigting nodig het van die Allerhoogste af. Ons verbeel onsself, ons het krag, maar uit die hemel uit doen Vader dit. Dis trots daar. Dis trots. Jy gaan sien, as ek moet vir jou sommige van hierdie gevegte binne in jou net opnoem, né, die vrae, die vrese, die versoeking, die onsekerhede. Dis alles binne in jou, maar jy gaan doen nie navraag by, of jy raadpleeg nie jou nie. Hoekom wil jy dit nie doen nie? Want ek sê nou vir jou, wanneer jy gaan navraag doen, dan kan jy maar weet, daar gaan 'n laserstraal wees wat daar skyn op daai presiese plek, daar's 'n liggie, en dan vereis dit dat jy erken dat jy het nie die antwoorde nie. Dit vra nederigheid. Vra baie nederigheid van jou af. Raadpleging gaan vereis dat jy sal moet konfronteer dit wat jou hoor vir jou werklik kom sê. Dis hoekom ons dit nie doen nie, hoor. Maar ek wil jou uitdag, ek wil jou geestelikheid so 'n bietjie uitdag, né? Ek sê vir jou, daar's letterlik 'n soort godsdienstige man wat weet hoe om baie mooi gebede te bid, verse op te sê, by einkomste by te woon. Maar hy is nie iemand wat regtig jou wil raadpleeg en hom uitvra oor werklike kwessies nie. En dit sê ek vir jou, is nie geloof nie. Ek noem dit sommer doodgewoonweg geestelike lafhartigheid. Jy sien, wat is dit wat sy gedoen het? Sy het navraag gedoen, sy het gaan raadpleeg. Die woord is ledrosh. Ledrosh. Jy streef na iets, jy soek aggressief na iets. Jy gaan grawe, soos wat 'n man 'n put grawe. Jy sien dit mos ook later in hierdie parasha. Jy doen dit om 'n beter begrip met die nodige eerbied op te eis. Ek kom eis 'n antwoord, Abba. Ek weet nie hoekom het ek hierdie stootwerk binne in my nie. So jy kan sien, dis nie 'n passiewe gefluistering nie. Dis aggressief, dis aktief, dis doelbewus. Dis 'n strewe. Man, hoekom? Eventueel gaan dit daaroor, jy moet daai aggressiewe strewe in jou hê, want dit is deel van jou man wees, die duidelike omvorming daarvan. In die denke van die tweede tempel is die woord, Hebreëse woord wat hulle gebruik is sha. Jy vra, want jy gaan na Jahwe, want jy vra in die verbondsverhouding. Mans wat na Jahwe vra, die wat om raadpleeg, dis mense wat geestelike gesag dra. Ons gaan meer hieroor praat, dink jy, weet, daar's mense wat voorgee dat hulle geestelike gesag dra, wat hulle nie onderwerp nie. Ek sê vir jou, mans weier om navraag te doen. Daai mans wat weier om te raadpleeg. Weet jy wat doen hulle? Hulle swerf rond. As jy teruggaan na Bereshit 4 toe, dan sien soos 'n Kain swerf rond. Dis 'n nomad spirit, 'n vagabond spirit wat in hulle heers. Hulle weier om by Jahwe om hom te gaan raadpleeg, en as hy vir hulle antwoord gee, om dit te implementeer in elk geval. So, hierdie ouens, jy kan sien, hulle raai wat die oplossing moet wees. Hulle maak staat op wat hulle dink hulle weet, wat in die Torah staan. En jy gaan sien, keer op keer gaan hulle generasie foute maak. Met ander woorde, parasha toldot foute gaan hulle maak. En Rivka wys nou hier vir ons iets uit wat baie mans aan tekort skiet. Sy staar die stryd in die gesig deur Jahwe te konfronteer. Dit klink net nie reg nie. Hoe kan jy nou Jahwe konfronteer? Maar dit is die implikasie, dis die betekenis van daai woord. Sy het met aggressie amper, het sy Jahwe gaan opsoek en antwoord gaan soek. Sy het haar hart voor hom gaan sit, haarself uitgesit, want sy het 'n interpretasie van daai konflik gesoek. Sy het nie 'n ontsnappingsmetode gaan soek nie. Sy soek die antwoord, en sy gaan nie opgee, sy gaan nie wegstap, voordat sy nie die waarheid, die antwoord gekry het. Ja. Kom ek sê vir jou, nee, jy's heeltemal reg. En dis wat ek wil by manne wil, soos hulle in Engels sê, I want to instill that in them. Maak soos wat Dawid gemaak het. Jy weet daai lied wat ons gespeel het net voordat ons begin het, ook van Dawid. Nee, Dawid was 'n man wat hy het presies geweet, as jy gaan kyk na die Engels, gaan Google dit as jy moet, and David inquired of the Lord, and David inquired of the Lord. Jy kan maar weet, hy het presies sy hele storie wat hy vir Vader wou vra, het hy eers gaan uitskryf, bedink, oordink, aktief oor gemediteer, voordat hy dit voor Jahwe geplaas het. Dis wat ek en jy moet doen. Dis wat 'n Rivka gedoen het. Maar ek sê nou vir jou, wanneer 'n man weier om Jahwe te raadpleeg,
kyk wat vloei uit. Kom ons noem 'n paar dinge. Jy gaan sien, sy huwelik lei daaronder, sy kinders het 'n gebrek aan duidelikheid, sy besluite word reaksies, sy emosies lei hom in plaas daarvan dat hy deur die gees gelei word, sy begeertes of sy aptyd, wat ek net nou genoem het, sy pot lensiesop, né? Dit dryf hom na onmiddellike behoeftevervulling. Ek sê sommer in Engels, I want what I want and I want it now. Dit is 'n Esau. Dit is wat gebeur met die wat nie vir jou raadpleeg nie. En so stil, gaan jy sien, stort sy toldot, sy nalatenskap in duie. Dis nie 'n geringe probleem wat ek hiervan praat nie. Hierdie is nou destiny vlak waarvan ons praat. Psalm 139 gaan vir jou baie duidelik vertel, as 'n boekrol oor jou lewe geskryf, gaan lees hom. David het hom mooi vir ons uitgespel daar. So ek roep manne op na verantwoordbaarheid. Kom, ek vra vir jou die direkte vraag. Wat die laas het jy regtig jou hoë geraadpleeg, by hom gaan hoor, hom om raad gevra, sy aangesig opgesoek, soos wat Rivka gemaak het jy gebly om te wag vir die, jy weet, baie ons gaan stort ons net hulle jammerklagtes uit en dan stap hulle aan, hulle wag nie om te hoor wat sê Jahua nie. Die vraag is, geraadpleeg? Onthou jy, ons die hele tyd het ons hierso met die blessings het ons gesê, weet voor wie jy staan, gaan raadpleeg hom, eerlik, nederig, dapper, oor daai werklike gestoei in jou, die werklike konflik in jou, die werklike stryd in jou, dit wat in jou lewe woed, gaan konfronteer, gaan na hom toe, Vader, wat gaan hier aan, wat sê u vir my? So ek sê weer, nog 'n aksie wat jy hierdie week moet neem. Gaan jy doen wat Rivka gedoen het? Gaan jy een konflik vat wat in jou lewe is, een ding waarmee jy stoei, jou huwelik, jou suiwerheid, jou reinheid, jou leierskap, jou finansies, jou identiteit. En vra jou direk, hoekom gebeur dit met my? Wat wys u vir my? Wat vereis u van my? En skryf dit neer. Bly totdat jy duidelikheid kry. Byt vas, vasbyt is 'n baie belangrike ding as dit kom by verbond. Byt vas tot die antwoord kom, want dit sal. Wag vir daai duidelikheid, want dis wat 'n verbondsman doen. Ek sê nou vir jou, David het nie gaan move, tensy hy nie 'n antwoord gekry het nie. En hy's 'n toonbeeld vir my en vir jou, van een wat jou geraadpleeg het. En as jy dit nog nie weet nie, dan het jy dalk nog net nie die psalms gelees nie. En nou weet jy waarom die Siddur soveel van Dawid se raadpleging bevat. En dis hoekom ons dit so week na week lees en ook verklaar. Weereens wil ek vir jou sê, jou krag lê nie daarin om voor te gee dat jy alles weet nie. Jou krag lê daarin dat jy presies weet waarheen om te gaan as jy nie weet nie. Ek dink dat is baie belangrik. So kom ons kyk nou hier in Parasha Toldot na die orde van die geboorte versus die roeping. Jy gaan sien Esau het 'n posisie, maar Jakob het 'n lotsbestemming. Wat sê die skrif daar vir ons? En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredelievende man wat in tente gewoon het. En Jitsak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rivka het Jakob liefgehad. Nou ons weet, ons het vorige leringe het ons dit uitgewys, van wat beteken dit om in die tente te woon? Beteken dat hy het Torah bestudeer. Nou, Hy is 'n Torah student. ja. Hy is 'n Torah student. So, nou weer eens wil ek sê, manne, toe Esau en Jakob gebore is, sou die wêreld verwag het dat die eerstgeborene, jy weet dat hy die een is wat die destiny sou dra. Want ons leer mos nou die eerstgeboorte reg en hy kry 'n dubbel porsie ensovoorts. Kom ons kyk net wat het Esau alles gehad. Hy het die krag gehad, ons weet dit, vaardighede, hy het die posisie van die eerstgeborene gehad, want ons weet dit want hy het dit verkoop. Dis hoe ons dit weet. Hy het sy pa se liefde gehad. Daar was 'n kulturele verwagting gewees dat hy sy pa se voetspore gaan stap. Op die oog af lyk dit vir my en vir jou asof hy alles het en asof alles aan hom behoort. Maar is dit die perspektief vanuit die oogpunt van die Shamahim, van die hemel, van Jahua af? Want dit is iets heeltemal anderste. Leer dit, dat in die Torah word jou roeping hoër geag as die kultuur. Die bereiking van jou doel word hoër geag as jou posisie. Gehoorsaamheid
is hoër in rang as jou talent. Esau het die voordeel gehad, maar Jakob het die opdrag gehad. Hy is die een wat die assignment gehad het, hy het die lotsbestemming gehad. So ek wil hê dat sommige van julle moet hoor, jy moet ophou, asseblief, om jou sogenaamde moeilike grootword dae as 'n verskoning te gebruik. Ek en jy kan notas uitruil. Ek dink jy gaan nou sê my storie hoor. Né? Maar weet jy wat, ek het nie gaan kamp opslaan by daardie dae nie. Met behulp van Jahwe het ek kragtig aanbeweeg. Aan hom al die eer. Jy sien, jou pa se foute definieer nie vir jou. Jou familie se disfunksie hou jou nie gevange nie. En dit hoef jou ook nie gevange te hou nie. Die gebrek aan geleenthede wat jy dalk mag hê, dit diskwalifiseer jou nie. Meeste van die tyd is jy self wat jy dink jy het 'n gebrek aan geleenthede en jy jouself diskwalifiseer jouself. Jou verlede voorspel nie jou eindbestemming nie. Definitief nie. Jy gaan sien. Dit wys net of jy soos 'n Esau wil leef en of jy soos 'n Jakob gaan opstaan. Dis waarna jy geroep word. Esau is die man wat die wêreld so bo gaan prys. Hy's sterk, hy's bekwaam, hy's onafhanklik, hy's so charismaties. Hy's so selfonderhoudend en hy's so vol selfvertroue. Maar hy het geen verbondsverhouding nie. Al die krag wat hy het sonder die dissipline, dit word vernietig. Dit gaan hom vernietig. Dit gaan lei na selfvernietiging. 'n Man sonder gehoorsaamheid aan Elohim is 'n man van arrogansie. Jy kan talent hê, maar ek sê nou vir jou dat talent sonder nederigheid is 'n tragedie. En Esau met sy talent en al, sien sy pa praat oor sy talente, gaan, vat jou boog en vat hierdie en vat daai, hy het baie spesifieke skills gehad en hy sê, gaan doen vir my hierdie volgende. Al daai talent, geen nederigheid. Dit bring net vir hom 'n tragedie. 'n Tragedie wat altyd wil kom en oor ander wil kom heers. Dis waar jou controlling en manipulating, jou dominating spirit inkom. Die Esau's van hierdie wêreld wil jou kom oorheers met hierdie dag vir dag ontkenning amper, kan jy maar sê, van die verbond. Hulle wil jou op jou trap, sodat hulle kan Om hulle self te verlig. wees. Ja, jy is heeltemal reg. Ek stem daarmee saam. So ons sien uit hierdie gedeelte, net jy het nou nog nie die begin gelees. Jakob het nie 'n natuurlike voordeel gehad nie. Hy's tweede gebore, is 'n stil ouetjie. Hy's oor die hoof gesien, hy's nie die alfa nie, hy's nie die jagter nie, hy's nie die leiderigtige broer nie. Ek kan vir dit sê, wat hy gehad het, word hoog aangeskryf in die Shamayim. En dit is die volgende. Jakob het karakter, hy het konsekwentheid, hy het verbond. Hy het 'n geestelike erfenis bo enige fisiese impulse gehad en hy het daai geestelike erfenis het hy baie hoog geag en hy het dit ook geprioritiseer. So mens neem aan dat hulle natuurlike vermoëns sal hulle kan dra. Dis 'n Esau gees kan mense noem, nee. Maar ons sien in hierdie parasha dat die Torah daardie leen behoorlik ontbloot. As jy staat maak op jou natuurlike gawes, dan is jy gewaarborg om te val. So sommige van ons kan getuig. Ek kan. Jou roeping sal nooit vervul word deur jou charme, deur jou natuurlike gawes, jou geskiedenis, jou beeld, jou pa se reputasie, jou persoonlikheid nie, niks daarvan nie. Daar's een ding wat Jahwe Elohim van jou verlang, en ek begin 2 keer vir jou sê, want ek wil hê jy moet hoor wat ek sê. Wat verlang hy van jou? Hy verlang dat jy 'n man sal wees wat waarde heg aan alles waaraan Jahwe waarde heg. Het jy dit gekry? Vader soek dat jy 'n man sal wees wat waarde heg aan alles wat vir hom van waarde is. Het is tyd om ons slaag te raak van hierdie victim mentality wat ons party van ons het. Jy weet, party van ons het in gebroke huise groot geword, saamgestelde huise, en dan dra ons op wonde van die vaders, fisiese wonde, sielkundige wonde. Party het nooit die nodige erkenning gekry nie, is nooit aangemoedig nie, is nooit ondersteun nie. Ek wil jou vra. Vergelyk nou met al die goed wat ek nou vir jou sê met 'n bar mitzwa. 'n Hebreëse kind word opgelei in die Torah. Dit is baie duidelik wat is die verbond. Hy weet baie duidelik wat sy verbondsverpligtinge en wat hy moet doen en wat hy van Vader kan verwag. Baie van ons het nie geleer wat is bar mitzwa nie.
En miskien is dit nodig dat ek en jy weer gaan kyk na wat is die vereistes vir 'n bar mitzwa en dat ons deur dit kan gaan sodat ons seuns van die verbond kan word. Want dis wat 'n bar mitzwa doen. Jy word 'n seun van die verbond. Né? Ja, dit is so. Party van ons is ons hele lewe lank oor die hoof gesien. Maar weet jy wat? Verbondsmanne is nie die ouens wat in die gemak en die vertroosting groot geword het nie. Hy weet asof hulle nou die prinsesse is nie. Jy het reg gehoor wat ek sê. Jy word as 'n verbondsman gevorm deur worsteling, deur honger, deur oorgawe, deur daai studie, deur daai konflik. Vader sit vir jou daar in die smeltkroes, maar hy maak van jou die verbondsman wat hy wil hê jy moet wees. Esau, nee, hy het 'n man van die veld geword, maar Jakob het 'n man van die verbond geword. Jou omgewing openbaar hy openbaar net wat jy kies om te word. Dis wat jou atmosfeer, jou omgewing vir ons gaan wys. Wat het jy gekies? Het jy verbond gekies of het jy wêreld gekies? Nou ek wil weer eens sê, as ek jy moet oproep om iets te doen, dan wil ek hê jy moet vir jou dieselfde, of jy moet weer op daai notas gaan neerskryf. Skryf dit neer in 'n joernaal, nie in jou kop nie. Die een ding in jou verlede wat jy glo, wat in jou huidige situasie jou beperk, wat 'n valse geloof is, dan trek jy sommer 'n streep op daardeur. Nie simbolies nie, doen dit doelbewus. Want jy gaan nie meer toelaat dat jou geboortevolgorde, jou agtergrond of jou gebrokenheid jou roeping gaan bepaal nie. Jy het 'n Jakob lotsbestemming, 'n Jakob destiny. Hou op om soos Esau te leef. Verbondsmanne word nie gebore nie. Dis manne wat hulle kies Jahwa en Jahwa kies hulle. Hulle kies Vader in sy weë en hy weer kies hulle en leer hulle sy weë en hoe om dit te implementeer. Dis 'n keuse. Ons kyk na die verruiling van jou lotsbestemming vir 'n pot lensiesop. En Jakob het 'n kooksel klaar gemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eerstgeboortereg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterf, en wat baart die eerstgeboortereg my dan? Vers 33, toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eerstgeboortereg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee. En hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eerstgeboortereg verag. Die skrif sê dit so duidelik. So het Esau dan sy eerstgeboortereg. En jy kan dit sommer sien hoe dit beskryf word ook. Ek het dit net geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. Dit nie eers oordink nie. Nie eers weer dit twee, nou second thoughts soos hulle in Engels sal sê, nee. Ja. Goed, so jy nou hierdie skrif op die skerm het jy gesien. Weet jy wat? Esau loop in die tent in as 'n hongerman. Hy stap uit as iemand leeg van 'n destiny, sonder 'n lotsbestemming, sonder 'n eerstgeboortereg. Hoekom? Want hy het die fout gemaak wat baie mans maak. Hy het 'n langtermynseun uitgeruil vir 'n korttermynseun. Ken jy dit? Ja. Voel jy dit? Hy het 'n langtermynseun ingeruil vir 'n korttermynseun. So kom ons skrap nou maar die wond oop, want daar's 'n kernwond. Esau was 'n man wat baie sterk is, maar hy's iemand met 'n swak wil. Daar mag miskien vuur in sy spiere gewees het, maar dis asof hy brain fog gehad het oor sy gedagtes. Dit het hom oorskadu. Hy kon diere jag, maar hy kon nie sy eie begeertes in toom hou nie. En die waarheid is dat jy jou eie pot lensiesop het, want elke man het dit. Vir sommige is dit welles, vir sommige is dit gemak, vir sommige is dit luiheid, vir sommige is dit woede, vir sommige is dit vermaak, vir sommige is dit die verslawing aan menslike erkenning. Sien dit, né? Sien daai goed. Ons regverdig met die volgende, ek is moeg, of ek verdien dit. You owe it to yourself, vertel hulle vir jou. Ag, dit is nie so ernstig nie, dit is net een keer, ek sal later regmaak. Dis presies wat Esau gesê het, né? Presies wat hy gesê het. In Hebreëus is die woord vir die brede is nazit, 'n kokende, borrelende pot. En dis presies hoe versoeking werk. Dis warm, dis onmiddellik,
Dis nou, is altyd dringend, is altyd emosioneel gelaai, word altyd gedryf deur eetlus of aptyt of begeerte of 'n onmiddellike behoeftevervulling. Esau het nie gedink nie, hy het gereageer. Meeste mans val nie oor groot besluite nie. Hulle val as gevolg van 'n klein impulsiewe besluit in 'n emosionele oomblik. Ek sê weer, Esau was nie boos nie, hy was ongedissiplineerd. En Jahoua kan nie ongedissiplineerde mans met die verbondserfenis vertrou nie. Ek gaan dit weer sê, Jahoua kan nie 'n ongedissiplineerde man met die verbondserfenis vertrou nie. Hy het sy eerstgeboortereg prysgegee, die seën, die nalatenskap, die leierskap, die verbondstoekoms. En dit alles vir 'n bak lensiesop. En mans vandag handel presies nog net so, elke liewe dag, 30 sekondes van wellness, 10 minute van screen scrolling, een aand wat jy 'n kompromie aangaan en jou hele huwelikstrou verraai, net een uitbarsting van woede, net een oomblik van trots, net 1 uur van luiheid, net een verwaarloosde gebedstyd, een oomblik van biddeloosheid, net een keer wat jy die aansporing van die Ruach HaKodesh ignoreer. Maar met elke klein kompromie koop jy iets groot. Dink aan. Hoekom is hierdie so dodelik? Jy sien, Esau is nie deur sy honger vernietig nie. Hy is vernietig deur sy minagtende houding. Die Torah sê hy het sy geboortereg verag. Verag beteken nie dat hy dit gehaat het nie. Dit beteken om iets wat vir jou heilig of afgesonderd is, te devalueer, om dit af te water in prys, om dit alledaags te maak, om dit sommer net gemaklik te handel, om die diepte van iets betekenisvol te ondermyn deur dit oppervlakkig te benader. Maar kom, ek gebruik sommer Jan Bon taal en sê vir jou, om dit common te maak. Dis wat hy gedoen het. En mense vandag verafskuw of minag hulle roeping. Nie dat hulle roeping ontken nie, maar hulle verwaarloos dit. So ek wil jy met die volgende vir jouself eerlik beantwoord. Waarvoor ruil jy jou geboortereg in? Watter eetlus, watter aptyt, watter begeertes wen aanhoudend in jou lewe? Watter gewoonte wil jy nie laat staan nie? Wat is dit wat jy nog steeds uit die verbond uittrek? Wat steel jou autoriteit, jou gesag? Wat saboteer jou toekoms? Wortel so 'n bietjie met daai ene. Ek noem dit vir jou doelbewus en ek sê nou vir jou, weet jy, Jahoua jou Elohim, hy wil met jou daaroor praat. Jy moet gaan raadpleeg. Dis deel van hierdie boodskap van vandag. Jou opdrag, wees eenvoudig, dit gaan jou kos, moenie nog boeke gaan koop nie. Ek weet, sommige mense koop boeke asof die boeke die werk vir hulle gaan doen. Nee. Identifiseer jou pot lensiesop oomblik en noem dit voor Jahoua. En dan begin jy 'n 30 dae dissipline om daardie aptyt, daardie begeerte, om dit doelbewus te opponeer. As wel as jou Esau is, beoefen 30 dae van radikale reinheid. As luiheid jou Esau is, beoefen 30 dae van gedissiplineerde orde. As woede jou Esau is, beoefen 30 dae van stadige, verantwoordelike spraak. En as gemaksig jou Esau is, beoefen 30 dae van daaglikse gehoorsaamheid. Breek die patroon voor die patroon jou breek. Sal weer sê, breek daai patroon voor die patroon jou breek. Esau het sy destiny verloor deur een ding wat hy nie kon sê. Weet jy wat dit is? Hy kon nie nee sê nie. Al wat hy nodig gehad het om te doen is om te sê, nee, ek sal nie my eerstgeboortereg verkoop nie. Dis al wat hy hoef te gedoen het. Verbondsmanne sê eerder 1000 maal nee, sodat hy kan ja sê wanneer dit saak maak. Dink daar. Goed, eerstgeboortereg toets. Wie is die een wat jou aptyt gaan toets? Kom ons kyk hoe lyk hierdie verruiling van jou losbestemming vir 'n pot lensiesop. Wat sê die skrif? Ons het hierdie mos nou al gelees. Goed, ek dink ek moes lees maar weer.
Want hy het toe vir hom gevra sweer en hy het gesweer in sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop. Ja, jy is heeltemal reg. Hy het geëet, hy het gedrink, hy het opgestaan en weggegaan. Hy het bly daai ene raak gesien, want dit het ook opgeval. Weet jy, dit is soos hulle sê, deliberate actions, nou, doelbewuste optredes wat hy gedoen het daar. Hy het geweet wat hy doen. Ek wil nou vir jou sê, Jahoua toets manne aan hulle aptyd. Jy kan nie in 'n verbond wandel as jy nie selfbeheersing het nie. Jy moet beheer hê oor jouself. Ek vertrou jy sien vanmôre, ek sê kwaad vir jou nie. Maar ek wil vir jou sê, as ons chirurgie moet doen, dan moet ons dit doen, dan haal ons dan maar die skalpel uit, en dan gaan ons die kwaad uit ons siel uitsny, want Jahoua wil hê dat jy in 'n skoon verbondsverhouding voor hom staan, dat jy nageslag kies. Wat prentjies vertel ons van hierdie eersgeboortereg toets. En wie is die een wat jou aptyd toets? Het ek jou gesê, dis Jahoua. Ek sê weer, die eersgeboortereg was nie van Esau weggeneem nie, is nie gesteel nie, daar was nie bedrog daarbey nie. Wat jy hier sien is dat Jahoua toets manne op presies dieselfde plek as wat die vyand van jou siel doen. Hy toets jou met jou aptyd. Ons kompleet net so 'n bietjie die geestelike meganika van wat ek nou sê. Voordat Jahoua 'n man met invloed, leierskap, nalatenskap toevertrou, kontroleer hy een ding. Kan hierdie man homself regeer? Het hy beheer oor homself? Want as jy nie al jou impulse, al jou begeertes, alles onder die hoofie jou aptyd oor kan heers nie, dan gaan jy nie eers oor jou eie huis kan heers nie. En as jy nie oor jou begeertes kan heers nie, dan gaan jy ook nie oor jou toekoms kan heers nie. Ja, jy het reg gehoor. Jy sal nie oor jou toekoms kan heers nie. As jy nie nee vir jouself kan sê nie, dan is jy nie gekwalifiseer om ander te lei. En jy is geroep om almal te lei. Almal wat hier is geroep om ander te lei. Gaan, maak disippels van die nasies. Dit behels leierskap. So jy het nodig om die verbond, dit wat jy vandag hoor, die toldot vereistes, om aandag daaraan te gee, te sê, Vader, vat daai skalpel, kom ons sny, kom ons maak klaar met hierdie ding. Kan jy sien dat hoe jy met jou aptyte omgaan, direk verband hou met jou autoriteit? Jy sal sien in die Torah, as eetlus is nie net fisies nie, dis geestelik. Honger toets jou dissipline. Begeerte toets jou integriteit. Jou cravings gaan jou volwassenheid toets. Jou cravings gaan jou karakter toets. Jou emosie gaan jou standvastigheid toets. Die mate wat 'n man sy gesag kan uitoefen, is direk proporsioneel tot sy selfbeheersing. Hoor wat ek jou sê. Tot die mate wat jy self beheer, sê ek nou vir jou, is die mate van jou gesag. En hoeveel keer het hierdie woord standvastigheid nie in hierdie week eintlik na vore gekom nie? Het ons ook self beleef, en toe ons die Tehillim, toe jy dit lees daar met die opskrif, en dit gaan oor standvastigheid, en die toetse waardeur ons, actually, jy in hierdie week is, en ek moes elke keer vir jou sê, jy word getoets, jy word getoets, jy word getoets. So, my man het die toets geslaag, dit wil ek net vir julle sê, maar hy is 'n klomp keer getoets. Ja, Want werklik waar ons Shabbat is al weer onder aanval, as ek so kan sê. So, dis nou een ding wat die vyand regtig probeer om. Jy kan net nou sien wanneer ons by daai gedeelte kom, wat Vader van ons vereis. Wanneer hy jou plant op 'n plek, dan verwag hy dat jy die verbond daar gaan uitvoer, hoor. So ja, nee, dit is alles deel daarvan. Goed, kom ons kyk na die Hebreëse wêreldbeskouing. Wat is dit wat die wyses ons leer? Wees 'n sterk man. Dis die een wat sy neigings kan oorwin. Nie die man wat ander oorwin nie die ou wat op die slagveld oorwin nie, is die man wat homself kan oorwin. Wat kan nee sê waar dit saak maak. Dit verander die prentjie verskriklik baie, né? Geheel en al, né? Totaal en al. Nou kom ons ontbloot bietjie die Esau in elke moderne man. Want jy sien, die meeste mans besluk nie as gevolg van demoniese aanvalle nie. Nie van die eksterne vyande nie. Ook nie as gevolg van ingewikkelde geestelike oorlogvoering nie. Nee, dit sê waar hulle misluk nie. Hulle misluk dood eenvoudig deur hulle aptyte, hulle eie begeertes. Jy het nie 'n demoon nodig om 'n man te verslaan wie se eie begeertes hom oorwin nie. Nee? So, weer eens, jou eie aptyte, jou eie
eetlus, jou eie begeertes, selfbevrediging, onmiddellike gratifikasie. Dit is wat 'n man oorwin. As jy dit nie kan oorwin nie, weer eens, soos ek sê, vind eers 'n demoon nodig om, jy weet, om jou van die pad af te kry. Absoluut, en dan hoef ons nie eers te gaan soek vir 'n ding nie. Jy vat nie Jy self is die ding. Nie kan prakties. Dis werklik waarop dit neerkom. Ja. So, kom ek gee vir jou so vinnige lys van wat is die aptyte wat die moderne mense vernietig, want elke man het maar 'n Esaf eetlus. Joune mag dalk wees welis, dit mag wees kos, mag wees troos, vermaak, woede, validering, met ander woorde, jy moet erken word, goedkeuring, luiheid, jou ego, vergelyking, sosiale media kan 'n probleem vir jou wees. Die verslawing aan ontsnapping, ek moet die hele tyd net ontsnap, want ek kan nie hierdie wêreld hanteer nie. Wat ook al daardie, Emosionele ineenstorting eintlik, né? dis werklik waarop dit neerkom, né? So, daar's baie dinge wat vandag aanslaan maak op die moderne man. En as die man val, dan gaan die huis val. Dis so. So, weer eens, wat ook al jou eetlus bepaal, dit bepaal hoe regeer jy jou lotsbestemming. Wat het jy gekies? Vader wil hê, jy moet reg kies. Ek wil net hier inkom en sê, die Roog herinner my nou hier aan. Manne is veronderstel om hulle vrouens te leer, die Torah te leer. Ja. Maar as hulle nie eers hulle Esaf onder beheer kan kry nie, hoe verwag hulle vrouens moet actually volg en luister na wat hulle sê? Dis die punt hiervan, is jy nie die Esau in jou onder beheer kan kry nie. Hoe wil jy hê, moet Vader jou toevertrou met die verbondserfenis? Ja. Hoe wil jy dit hê? So, dis 'n kwessie van deel met die Esau in jou lewe, sodat die verbondserfenis en die nalatenskap, alles deel word van jou lewe. Weet jy wat, Yeshua het ook die toets in die gesig gestaar, die ene oor die aptyd. Wat sê as Satan vir hom? Hy sê, verander hierdie klippe in brood. Jy sien, Jahwe toets nie mense in biblioteke nie. Hy toets hulle aan honderde. En hy wat Yeshua is, hy het die toets geslaag, wat Esau nie kon slaag nie. Mense sal van brood alleen nie leef nie. Dit eenvoudig. So laat ek jou die vraag reguit vra. Watter aptyd in jou lewe het meer gesag as Jahwe? Moenie agter geestelikheid wegkruip nie. Moenie verse aanhaal oor ongehoorsaamheid of jou swakheid 'n stryd noem, die soort van ding nie. Want jou aptyd is nie jou trauma nie. Jou behoefte aan onmiddellike selfgratifikasie is nie jou trauma nie. Al hierdie goed is jou opleidingsterrein. Selfs Jakob is getoets daar. You are training for reigning. Hoor my. So hierdie week wil ek vir jou sê, jy gaan werk vir jou 'n meesterplan uit, 'n selfbemeesteringsplan uit, en kies net een van daai goed en werk net met een van daai goed en staan net vas teen een van daai goed. Verhonger daai ding wat die verkeerde aptyd na jou toe bring. Honger hom uit en vervang dit met gehoorsaamheid. Doen dit net vir 30 dae. Nie 'n loopbaan soek nie, doen dit net vir 30 dae. Want ek sê vir jou, totdat jy leer om jou aptyte te bemeester, sê jy nooit jou geboortereg ontvang nie. Gesag word nie gegee aan mans wat beheer word nie. Gesag word gegee aan mans wat hulle self beheer. Weereens, hier kom daai etkal aanhaling. To be born a male is a matter of birth. To be a man is a matter of choice. Maak die regte keuse daar. Kom ons kyk nou mans in die instink om te vlug. Maar jy wil vlug wanneer jy te staan kom voor 'n manlike swakheid wat meer lewenspaaie verwoes as wel is. Woede, hoogmoed, al drie van hulle tesame. Hoor dit mooi wat ek jy sê. Ons het almal 'n instink om te hardloop. Meeste mans vlug die oomblik as die lewe ongemaklik, onseker of beperkend raak. Jy kan sien, Jahwe sê vir Jitsak iets amper absurd. Hy sê van moenie na Egipte gaan nie, moenie na Mitzrayim gaan nie, bly in die land. Daar's 'n hongersnood, so hy sê vir hom, jy bly in die land. Ons moderne samelewing met jy weet, ons het 'n myte ontwikkel en baie mans val daarvoor. Dus jy weet, ons moet gemak
nastreef. Dit sal vir my gemaklik wees om af te gaan in Mitzrayim toe, want daar is kos. Ek kan kos daar kry. Maar nee, ons het hierdie ding van hierdie is nie vir my gemaklik nie, en dit is nie vir my lekker nie, en dit entertain my nie. Laat ek dit ding sê, om 'n man van die verbond te wees, 'n man van Jahwe se verbond, vereis volharding. Wanneer daar 'n hongersnood kom, wanneer daar druk kom, wanneer daar onsekerheid kom, dit is die dinge wat van jou 'n man in Jahwe se oog gaan maak. Kyk wat gaan hy doen. Hy sê vir hom, jy bly in die land. Nee? Jy moet bly en gehoorsaam wees wanneer die lewe nie vir jou sin maak nie. Jy sien, hongersnood tref die land. Ek dink ons moet skrifgies ek nou lees. Daar's skaarsheid, daar's onsekerheid, daar's druk. En wat doen Jitsak? Hy begin Egipte toe beweeg. Dis mos die logiese, die praktiese, die veilige plek. Dis mos waar. Maar Joas onderbreek hierdie ontsnappingsplan van hom met 'n bevel wat geen sin vir hom maak nie. Moenie na Mitzrayim gaan nie, bly in die land. Mans vandag, ons vlug, verbondsmanne bly. Kom ons ontleed net so 'n bietjie die moderne man se vlugpatroon, né? Men today escape more than they endure. Die huwelik is 'n bietjie moeilik, dan hardloop ons emosioneel weg. Die werk is 'n bietjie stresvol, dan hardloop ons na afleiding toe. Wanneer daar geloof en geloofsbeoefening van jou gevra word en dit 'n prys, dan hardloop ons gou na die een of ander vorm van kompromie. As interne konflik opdaag in ons lewe, dan hardloop ons weg na entertainment toe, na vermaak toe. As daar 'n geestelike hongersnood kom, dan hardloop ons terug na raai wat ons ou gewoontes. En as daar druk kom, dan raak ons passief. So om te hardloop, om te vlug, dit voel vir jou soos verligting. Maar ek sê vir jou, dit gaan jou altyd van jou bestemming beroof. Dit sal jou van jou Jahwe beloofde bestemming beroof, soos wat dit altyd doen. Jy wil nie daar wees nie. 'n Ware man word nie gemeet aan sy drome, of aan sy voornemens, of aan sy emosies, sy ideale en sy bedoelings wat hy beplan nie. Hy word gemeet aan sy vermoë om te bly vas staan. Wanneer elke vesel in sy hele wese vir hom sê, hardloop, waar moet hy bly? Jy bly op die plek waar Jahwe jou geplaas het. Dis waar jy die vasbyt moet hê, dis waar jy moet vas staan. Kom ons kyk wat sê die skrif. En daar was hongersnood in die land, behalwe die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Jitsak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En Jahwe het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Mitzrayim nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Nou, hierdie is baie belangrik, en wil hê by my bly. In die Torah verteenwoordig Mitzrayim of Egipte menslike sekuriteit, menslike oplossings, menslike krag, voorspelbaarheid, troos, die illusie dat jy in beheer is. Jy sien hier is 'n bevel, moenie afgaan na Mitzrayim toe nie. Dis iets wat heeltemal indrys teen die normale man se instink om uit die moeilikheid uit te kom. Want jy moet kyk, jy moet na die perspektief kyk wat vanuit die Shamayim kom, van waar vader is, uit Jahwe se perspektief. Hy het nie hier gekom en Jitsak sy intelligensie getoets nie, hy het sy gehoorsaamheid getoets. Sal jy bly waar ek jou geplaas het, wanneer dit voel asof niks werk nie? Dit is man wees binne die raamwerk van verbond. Dis die definisie van 'n man wat sy verbond nakom. Dis die manlike identiteit onder Jahwe se verbond. Dis jou ware identiteit. Dis wanneer jy bly, wanneer hy vir jou sê, bly. Kom ons kyk hoe dit moontlik vir ons van toepassing is op ons lewe. Wat ek jou eenvoudig geval gevra. Waarheen probeer jy ontsnap? Uit 'n moeilike huwelik, uit 'n moeilike roeping, uit finansiële druk, van 'n geestelike droogte, van leierskapsverantwoordelikheid, 'n sondestryd, miskien waarvoor jy moeg is, 'n seisoen waar die hemel lyk asof dit koper is hier bokant jou, jy maak dit geen, jy weet net nie waarna toe nie. Ek sê vir jou, elkeen van ons hier vandag op hierdie virtual sinagoge van ons
byeenkoms van ons. Ek sê vir jou, daar is die een of ander hongersnood, iets wat veroorsaak dat ons wil weghardloop van daai beplan, van daai krisis, kom ons noem dit die krisis. En ons het nodig om te luister wat sê Jahwe. So dit is belangrik dat jy deur al hierdie druk wat jy kry, sy stem kan hoor. Kom ek deel gaan met jou leen met mans groot. Jy is nie vasgevang in jou omstandighede omdat Jahwe jou verlaat het nie. Jy sit vas omdat Jahwe jou daar geplant het. Hy het jou geplant daar. In Jesaja, daar's hongersnood. Hy plant jou daar, jy gaan plant. Hy gaan vir jou wys wat hy gaan doen. Jy is nie in 'n hongersnood omdat Jahwe jou vergeet het nie. Jy is in daai hongersnood omdat hy jou wil vorm. Ons wil die hongersnood ontsnap. Kom ek gee vir jou waarheid wat jy moet hoor. Om te hardloop of te vlug is vir ons baie maklik vandag. Dit is baie moeiliker en baie pynliker om gehoorsaam te wees, maar hoe gaan dit lyk oor 5 jaar? Want oor 5 jaar gaan jy spyt wees jy het gehardloop of jy het gevlug. Oor 5 jaar gaan jy, as jy gehoorsaam was, gaan jy voel hoe dit voel om in besit van jou erflating te wees. So weer eens, hierdie week kies vir jou een plek in jou lewe waarvandaan jy probeer ontsnap, geestelik, emosioneel, fisies. Verklaar vir jouself, ek sal bly in die land waar Jahwe my geplaas het, waar hy my geplant het. En dan tree jy dienooreenkomstig op, jy bly maar in daai moeilike gesprek wat hy het, bly in die dissipline, bly in die gehoorsaamheid wat Jahwe van jou verg, bly in sy verbondspraktyke, bly in die geestelike werk wat jy so dikwels vermy. Om te bly is nie swakheid nie, om te bly, om geplant te wees deur Jahwe, dis geestelike oorlogvoering. Enige man kan hardloop, maar manne van die verbond, hulle byt vas. Staan, nes Vader gesê het, staan. Jep, hierdie moet ek met jou bespreek, die generasieverbond. Omdat Abraham, hierdie moet ek vir jou sê, ek sien tydsgewys, tyd haal ons bietjie in, kom ons probeer klaarmaak, wees geduldig met ons, hierdie is belangrike inligting wat ons deel. Generasieverbond, omdat Abraham, lees gou vir my wat sê hy dan. En ek sal jou nageslag verneder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my leringe onderhou het. Luister gou hierso vir my. Wanneer jy hoor tydens die hongersnood met Jitsak praat, sê hy iets buitensgewoon. Hy sê, ek gaan jou seën, Jitsak, want Abraham was gehoorsaam. Nie Jitsak was gehoorsaam nie. Nie omdat Jitsak gebid het nie. Nie omdat Jitsak wonderwerke verrig het nie. Hy het die seën geërf wat 'n ander man voor hom in gehoorsaamheid verwerf het. Maak dit vir jou sin? Ek gaan dit weer sê. Hy het die seën geërf van 'n ander man voor hom, wat in gehoorsaamheid met Jahwe gewandel het. Hy het nie die gehoorsaamheid geërf nie. Hy het die seën geërf en dit maak jou dat jy dan in gehoorsaamheid. En omdat jy die seën het, in daai seën loop jy ook in wonderwerk, sodat jou kind en sy kind na jou ook die seën kan kry, ook die gehoorsaamheid kan kry. Jou gehoorsaamheid gaan regtig nie oor jou nie. Jou seun sal of jou gehoorsaamheid of jou verskonings erf. Dis wat jy gaan kry, of jou gehoorsaamheid of jou verskonings. Dis wat hulle gaan erf. So kom ons ontbloot net hierdie moderne blindheid onder die manne. Kom ons sit net daar buite. Ons leef in 'n kultuur waar mans baie maklik sê, "Nou, is my lewe, my besluit, my stryd. Draak niemand anders nie." Nou, ek wil vir jou dit sê, Talmudim, dis die taal van 'n kind. 'n Man se keuse ego altyd deur al die geslagtes, self daai geheime keuses wat hy gemaak het. So wat jy in die privaatheid doen, word jou seun se openbare stryd. Dink net daaroor vir 'n oomblik. Dalk het jy nodig om 'n bietjie met jou seun 'n gesprek te voer. Regtig?
Kom ons bring net dan die Hebreëse wêreld beskouing in. Jy sien, want in die Torah word 'n vader nie beoordeel op die rykdom wat hy vir sy seuns kan gee nie. Skrif sê vir jou, jy weet, a good man gives an inheritance to his children's children. Nee, dis nie waarin jy gemeet word nie. Jy word gemeet, beoordeel deur die Torah, deur die pad, die dereg wat hy vir hulle gee. Die woord vir erfenis daar is nagala. Beteken nie net grond nie, beteken nalatenskap. Is die nalatenskap, is dit die dereg daai wat Abraham vir Jitsak gelos het, uit my gebooie, verordeninge, my insettinge het hy gehou. Die dereg, 'n groot nalatenskap daai. Jy bou op hierdie huidige stadium aan een van twee dinge. Jy bou of aan 'n generasie seën, wat gebaseer is op orde, dissipline, geloof, berou en waarheid, of jy bou aan 'n generasie vloek, wat gebaseer is op chaos, verslawing, impulsiwiteit, geheimhouding, passiwiteit. Jy kan nie kies wat wil jy oordra nie. Hoor mooi wat ek sê. Jy kies net wat jy oordra. Maak dit sin? Jy kies of jy seën of 'n vloek gaan oordra aan jou nageslag. Abraham het gehoorsaam. Jitsak erf die seën. Jitsak het gehoorsaam. Jakob erf identiteit. Jakob het geworstel. Israel, die nageslag, het 'n bestemming geërf. Gehoorsaamheid is dit wat die volgende generasie vuur gee, die brandstof, die petrol, wat hulle so broodnodig het. So kom ek konfronteer jou met die werklikheid. Mans kla dikwels dat hulle vaders hulle in die steek gelaat het, maar die vraag is, sal jou seuns eendag van jou dit kan sê dat jy hulle in die steek gelaat het, of het jy gegaan en gesê, ek is die een wat daai siklus gaan breek. Ek weier dat daardie generasievloek in ons lewe voortgesit word. Ek wil deel wees van die generasie seën. Ek soek die dissipline, ek soek die verbond, ek soek jou as 'n leiding, ek soek die verbondserfenis, dis wat ek soek. So, jy sien, ek gaan nie vir daai lees nie, maar vers 5 sê vir jou, wil jy weet wat noem ons dit? Dis die infrastruktuur wat Abraham vir Jitsak nagelaat het, omdat Abraham na my stem geluister het. Hy het sy seun geleer om na Vader se stem te luister, en my ordeninge, my gebooie, my insettinge, my leringe. Dis die infrastruktuur wat hy oorgelaat het vir Jakob, vir Moshe, vir Dawid, vir Yeshua, vir my, vir jou. Daardie infrastruktuur 3500 jaar terug, dis nog steeds daar. Die dissipline, jou dissipline vandag is jou kleinseun se fundament. Jou verskonings vandag is sy kettinge. So wat gaan ons doen hierdie week? Kom ons identifiseer 'n generasiepatroon in die familielyn, die woede, verslawing, wellness, passiwiteit, nee. En jy verklaar voor jou, daardie ding eindig by my. Jy hoor wat jy elke keer sê, maar daar's een wat by my opspring en dis vrees. Vrees. Dis reg. En ons moenie daai een oorsien nie, want vrees laat manne ook baie dinge doen en weghardloop. Al hierdie goed wat jy nou genoem het. En vrees is eintlik die oorsaak daarvan. Ek dink, as ons so klein bietjie tyd het, dan gaan ons vrees hanteer, die vrees van Jitsak. Dit is heeltemal reg, so hy kom. So, as jy dit gaan doen hierdie week, dan vra ek vir jou, nee, vat een van hierdie goed en werk met die teenoorgestelde. As jou pa onvoorspelbaar, wispelturig, onstabiel, opvleend of wisselvallig was, dan oefen jy kalmte en konsekwentheid. As jou pa wesig was, dan sorg jy dat hy emosioneel teenwoordig is. As jou pa genotsigtig was, kies om die teendeel te leef en dit te bemeester. As jou pa passief was, neem 'n aktiewe geestelike leierskapsrol in. Breek daai patroon, bou 'n nuwe goddelike patroon. Moenie neutraal bly nie. Moenie apaties wees nie. En moenie dit met woorde bou nie, bou dit met dade. Dit help nie net te sê, ek staan vir dit en dit en dit en dit nie. Jy moet dit doen. Jy moet dit leef, jy moet dit prakties wys. Ja, laat jou voetstappe jou gebed volg. Doen dit aktief. Jy sal jou seuns of jou laste laat erf, of jou krag. So kies, versigtig,
baie, baie versigtig, want Jahoua kyk uit die hemel neer en hy sien alles. En die laaste ding wat ek gaan hanteer, en ek is, soos ek sê, ek maak verskoning dat ons 'n bietjie langer is, maar ek is ook nie regtig jammer nie. Want hierdie is vir my so belangrik, dat ek en jy die beginsel sal kry. En dit gaan wees om te lieg of te leef. Dis een van die gevaarlikste konfrontasies wat jy kan kry. Dis hier waar die Torah die manlike instinct bloot lê, en dit is om te lieg wanneer ons bang is. Jy gaan sien, Jitsak herhaal Abraham se patroon. Baie subtiel, baie respekvol, maar dodelik. Meeste mans val nie omdat hulle kwaad begeer nie, hulle val omdat hulle vrees hulle tot oneerlikheid dryf. En oneerlikheid breek die fundament van die verbond. En ons kyk wat sê die skrif daar. En toe die manne van die plek kom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster, want hy was bang om te sê, my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rivka, want sy was mooi van aansien. En toe hy al die lang tyd daar was, kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, die venster uit en kyk, Jitsak speel met Rivka, sy vrou. En Abimelech het Jitsak geroep en gesê, kyk, sy is dan tog jou vrou. Hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Jitsak antwoord hom, ja, ek het gedink, ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. Sien jy waar kom oneerlikheid in? Hy doen iets skokkends in hierdie alia. Hy lieg. Nie omdat hy die waarheid haat nie, nie omdat hy enigiemand wil mislei nie omdat hy enige kwaad bedoel nie. Hy lieg omdat hy bang is. Hy vrees om doodgemaak te word omdat Rivka mooi is. So hy buig bietjie die waarheid, nee, hy praat die waarheid so 'n bietjie snaaks. Hy beskerm homself ten koste van eerlikheid. Dis wat hy hier doen. Nou kom ek lig by die waarheid uit, hier is die werklikheid. Baie mans lieg vir dieselfde rede. Hulle is nie boos nie, maar omdat hulle bang is. Daar's 'n vrees vir verwerping, daar's vrees vir blootstelling, daar's vrees vir konflik. Daar's vrees om beheer te verloor, daar's vrees om ander teleur te stel. Daar's vrees om as swak gesien te word. En daardie vrese laat mense die waarheid kompromiteer. Hulle water die waarheid af. Hulle gee die waarheid prys. Hulle stel die waarheid in gevaar en dan noem hulle dit wel, dis wysheid. Nee. So kom ons kyk na hierdie manlike probleem. Die probleem wat mans het, hierdie hulle hanteringsmeganisme, hulle oorlewingsstrategie. Dalk kan ons dit noem 'n verdedigingsmeganisme. Mans vertel nie gewoonlik groot leuns nie. Vertel kleintjies, ek is reg man. Sien so groot saak nie. Sal dit regmaak. Eintlik het ek dit nie bedoel nie. Ek is onder beheer, man, alles is onder beheer. Ons is feit nie, kan enige tyd ophou. Wat niemand pla nie. Ek het dit. En jy sien, hoe word vrees weggesteek agter respekvolle woorde. Dis dieselfde ding wat Jitsak hier gedoen het. Gebruik baie respekvolle woorde, maar hy steek sy vrees weg agter dit. Nou kom ons kyk wat is die geestelike prys wat jy gaan betaal daarvoor, want elke keer as jy vrees en dit jou laat lieg, dan kan ek jou sê, is daar 'n vertrouensbreuk, daar's intimiteit wat in duie stort, die leierskap verswak, autoriteit neem af, en dan kom jy sien jy al hierdie verbondskrakies kom na die oppervlakte toe, dan is dit nie meer 'n klein probleem nie. Dan het jy 'n generasiebreuk wat 'n krisis in wording is. 'n toldot krisis, 'n bloedlyn krisis. Dis wat kom. Kom ons kyk hoe lyk die Torah patroon. Abraham het 'n vrees uit gelieg. Jitsak lieg uit vrees uit. Vrees word nou 'n generasie op generasie probleem, tensy dit aangespreek word. En die meeste van julle leef met vrese wat julle pa gedra het. En jou seun sal dit ook dra, tensy jy daai siklus breek. En wat hulle gelieg het was om te sê dat hulle vrouens hulle suster is, né? Dit so. So kom ons roep nou hierdie kernmisleiding by die man uit, né? Vrees is nie die teenoorgestelde van moed nie. Vrees is die teenoorgestelde van die waarheid. Hoor jy wat ek sê? Vrees is die teenoorgestelde van die waarheid. As jy gaan kyk na Josua 1, 3 keer het ek jou nie beveel nie, wees nie bevrees nie, né? Moenie dat die woorde van hierdie wetboek uit jou mond uitwyk nie. Met ander woorde, die wetboek, die waarheid. Vrees is die teenoorgestelde van die Torah. Vrees laat 'n man
die werklikheid verdraai, die tong buig, verberg die hart. Vrees maak dat jy jouself beskerm, die eie ek, en jy doen dit ten koste van integriteit. In die verbond het Jahweh vrees nie 'n verskoning by man se oneerlikheid nie. Dis eintlik iets wat uitroep dat waarheid in hierdie situasie moet inkom. So laat ek jou nou direk vra, en jy moet dit nie sommer net so ligtelik beantwoord nie. Waar maak vrees jou oneerlik? In jou huwelik? In jou suiwerheid? In jou finansies? In jou leierskap? In jou geestelike lewe? In jou interne stryd? In jou roeping? In jou identiteit? In jou verantwoordelikheid? Waar sê jy, ek is reg, wanneer die waarheid is, ek is bang? Hierdie week vra ek vir jou, noem daai vrees van jou, daai ding waarvoor jy bang is. Noem dit voor Jahweh, sê dit hardop, stroop dit van sy krag. Sê, vertel een of ander broer die waarheid, nee, Jakob 5 vers 15 sê, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die meester sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Vers 16, bely mekaar julle misdade, julle sondes, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Belydenis breek vrees se greep. Jy stel jouself verantwoordbaar. Die derde punt wat jy moet neem, is neem een klein tree, 'n dapper tree van eerlikheid op daai gebied. Nie groot te maak nie, moenie 'n dramatiese ding doen nie, wees net eerlik. Begin om met vrees te breek met die vertelling van die waarheid. Verklaar vir jouself vandag hardop die volgende: vrees skep leenaars, waarheid skep verbondsmanne. Kies jy vandag?